dink aan die dae van die mure van Jericho. Amper sê die blindelings, dan kan ek op die woord kom nie, die verwarring, dis die woord, die verwarring wat tussen die mure plaasgevind het God verwarring op 'n slagveld van bloedrivier laat plaasvind. En ek wil vandag vir ons mense sê dat, hou moed, kyk wat gaan gebeur. Ek lees gister 'n ding van, ek weet nie of dit waar of is dit nie waar nie, weens ons government wat so deur die slaap is. Jy weet, Israel het ook nou genoeg gehad van Suid-Afrika. Hulle praat sommer nou van bombardering en ek weet nie wat so goed nie. Of het so is, weet ek nie. Jy weet hoe's die media, ek sê maar net, ek sê nie dis waar nie, asseblief. Dit is net vir ons 'n eye-opener om te weet dat God se hand sal altyd oor sy kinders wees. Ek wil dit weer sê, God se hand sal altyd oor sy kinders wees. En ek wil graag hierdie met jou deel vanmôre is, wat is 'n belofte? En dit maak nie saak as jy die dag, en ek het dit nou die Sondag gesê, as jy 'n belofte hier gemaak het met 'n inseëning van jou kind, jy gaan vir elke voetjie betaal, want jy breek daai beloftes, omdat jy alles in die wêreld bo jou gesin stel en bo God. Om net nie by hierdie erediens te wees. Jy het 'n belofte gemaak om te sê, ek sal my kinders by die huis van die Here kry, ek gaan my kinders grootmaak in die wese, maar waar is hulle? Waar is hulle? Weet jy wat kom ek agter? Mense wil net hulle gedagtes sis, ag die Here sal met jou wees, die seën is gespreek. Ek wil hierdie sê vanmôre, moenie speel met die seën van God nie. Want daai selfde kind wat God seën, pas op dat hy nie sy rug op jou eendag draai. Omdat jy nie mans genoeg was, of vrou genoeg, om hulle by die voete van Jesus te gehou het nie. Ek voel ek moet dit net sê vanmôre, ek kom hierdie baie teë. Maar hier is die woord vanmôre, wat is 'n belofte? 'n belofte is woorde wat jy aan iemand nakom en gestand moet hou. Dis nie net ek sê iets en dan is dit verby nie. Dit is nie hoe dit werk nie. En dit is ook, met ander woorde, jou woord is jou eer. As jy sê dit gaan so wees, moet jy dit so maak wees. Jy kan nie terugdraai op wat jy gesê het nie. Dit is ons voorreg om vir God te kom dankie sê wat hy tot dusver vir ons gedoen het. Dis wat hulle bedoel het, die dag toe die voortrekkers by mekaar gestaan het. Toe sê hulle, Here, ons gaan hierdie dag afsonder as 'n heilige dag, soos 'n Sabbatdag. In ander woorde, 'n Sabbatdag kan 7 dae 'n week wees, enige tyd van die week. Ek het julle die lering gegee. Hier is wat moet gebeur is, waar is die hele volk van Suid-Afrika vandag en waarmee is hulle besig? Ek probeer ons gemeente die urge gee. Nou, almal in hierdie blok is op vakansie, ek kry net foto's. Pastoor, kyk, ek sê geniet dit, ons is bly vir julle. Volgende jaar sal ons op een wees. Hier is wat ek vir hulle vra gister op die WhatsApp. Ek vra vir hulle, luister ouetjies, doen my 'n guns. Waar jy is by die kus, gaan soek 'n kerk of waar 'n geloftefeesdiens gehou word. Asseblief, dis al wat ek jou vra. Geniet jou holiday. Gaan saam met jou gesin, gaan neem deel aan hierdie dag. Dis 'n heilige dag in God se woord. Ons het hom afgesonder as 'n Sabbatdag en hierdie dag sal geheilig word solank as wat dit asemhaal. So ek wil vir hierdie gemeente vra dat hulle al, ek gaan nie nou enige uitnodigings vat na enige ander geloftefees, ons gaan dit eers opbou in Middellandster is. Mense ry uit na geloftefeesterreine toe. Ek kom ook agter dat daardie deel is besig om dood te loop. Dit is heeltemal besig om dood te loop. Ons gaan dit lewendig hou binne in ons dorp. Binne in die dorp vir die gemak waar vir mense maklik is wat nie kan ry nie. Amen. Romeine 10 vers 8 tot 10 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dani, kan jy my help met daai teksvers soos ek dit mag gaan lees asseblief my eister. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Met ander woorde, die oomblik wat ek Bybel praat, het ek die woord en die woord is 'n belofte. Kyk gou wat doen God. God het nog al sy beloftes stand gehou. Daar's al mense sê, maar pastoor, die Here het nog niks vir my gedoen nie. Kom ons begin dit aan die genade. Hy het 187 jaar genade getoon aan die voortrekkers sodat jy vandag hier kan sit. Kom ons nou gaan daai beloftes van sy genade. Die feit dat genade was, is dat jy nog lewe hier vandag. Ek wil net dit graag sê. En as jy met jou mond die Here Jesus bely
en met jou hart glo dat hy die seun van dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En hierdie voortrekkers het verstaan wat redding beteken. Nou ek gaan nou vir jou redding in 2 of 3 dele opdeel, is wat beteken redding, want toe hierdie manne gestaan het in 'n mistige tyd, met klomp perdewaans wat omsingel was in 'n sirkel, het hulle geweet, nou is realiteit. Een ding, of nie 'n ding nie, een persoon, ons het een ding nodig in ons lewe is geloof, maar een persoon kan ons redding bring, sy naam is Jesus Christus. Maar ek wil iets met julle opdeel, mense gaan vir julle vertel, as jy nou na hierdie monument toe gaan in Pretoria, dan loop jy nou by 'n groot kultiese gedeelte rond, vliegtog. Ek dink ons moet bietjie dieper in die lering gaan, luister. Alles, ek wil amper sê, moenie die Bobbejaan agter elke berg gaan soek nie asseblief. Toe daai monument gebou was dit ter nagedagtenis vir wat God gedoen het, sodat jou kinders en jou kleinkinders kan loop en sien wat God gedoen het, die dag toe hy sy reddende hand vir sy kinders uitgereik het. Moenie na my toe kom en sê, as jy in 'n BMW ry, gaan jy vervloek word. Dis dieselfde aspek, of as jy nou in 'n Ford ry, is jy nou 'n slegte mens. Jy jok. Hoor, jy bly met dubbelverdieping huis, jou huis is 'n vloek. Jy kan nie dit sê nie. Hou op die duiwel agter elke berg, so ek voel ek wil dit sê vanmôre. Kom ons nie daarheen gaan nie. Mense kom nou om vir julle vrees te vertel, omtrent, luister, die vrymeselaars was oral te betrokke, man. Daar's kerke vandag wat hulle se torens afbreek en aangaan by die kerk, want die kerk waar God is, die woord van die Here sê, vanoggend vir hulle gesê, hy woon, Psalm sê, hy woon onder 'n volk van lofgesang, man. Al hy oog gee na die vloek van die kerk af van God gaan aan. Mense wil nie in 'n gebou aangaan, julle soek 'n nuwe gebou wat hulle voel, daar sou ons een of ander ding. Waar die bloed van die Here is, waar die salwing is, waar die krag van die Heilige Gees is, waar Jesus is, daar is guns in daardie huis. Nou, kom ons gaan aan, Spreuke 18:21, julle ken hierdie gedeelte. Dood is in die mag van die tong, ons gaan die vrugte dra van wat ons spreek. En dan moet jy vir my vanmôre sê, maar pastoor, ek het niks te doen met 1838 se 16 Desember nie. Jy het alles met dit te doen. As jy 'n volk is, van hierdie volk, het jy baie te doen. En elke ras en nasie, kan ek vir julle sê, daar was ander rasse saam met hulle gewees. Gaan doen 'n studie, ek sal dit graag vir jou wil oopbreek. Daar was ook wat geglo het in Jesus. Onthou, daar was mense wat na hulle kinders gekyk het en groot gemaak het. God het selfs redding vir hulle gebring. En weet jy wat het gebeur in daardie tyd? Hierdie mense het Bybelstudie gehou in tente. Nou as jy in hierdie monument gaan loop, dan is daar gedeeltes, 'n kamertjie, wie is die ene wie se broek daar is met die bloed, daar was nog baie bloed, is nog so baie bloed. Ek kan nie Andries Pretorius, ek kan nie onthou nie. Maar in elk geval nou, as jy in hierdie kamertjie loop, is daar 'n tent. Dis waar hulle gebly het. Imagine jy 12 kinders gehad. Ekskuus, Marie. Rian skryf vir my op. Ek wil gegaan bid, Pieter. Johan, skryf dit uit. Los ons as jy. Hou baie irriteer. Ek het gaan staan met daai tent, dan kyk, toe was ek nog lekker vette oor gewees. Dan staan ek by daai tent, dan staan ek so en kyk, dan sê ek vir myself. Ons was 7 kinders, 9 mense in die huis. My ma het hare op haar tande gehad met haar 7 kinders, en ek was die grootste bel. So, ek weet nie hoe sy tent gehou het met my nie, want sy sou nie kon huis hou nie. So ons moes tent hou. So in hierdie tent was die Bybel in elke huis gewees. Nou baie keer het die vrouens met die kinders in hierdie karretjies, hierdie ossewaans geslaap, omdat die tente nie groot genoeg was nie. Maar gesamentlik het hierdie mense by mekaar gekom. Luister mooi, Andries Pretorius en almal van hulle het al hierdie mense by mekaar gebring. Daar was eendragtig 2 keer 'n dag aanbidding gehou tot eer van God. Kan ek vir julle sê hoe? Sonder om rond te kyk. Hande in die lug, gebid, vir siekes gebid, vir redding onder hulle volk gebid. Hulle het God verheerlik, hulle het God gehoorsaam, hulle het besef, ons kan niks sonder Jesus doen. En ek kom agter, in die tyd wat ons vandag lewe, gaan mense praat van swaarmoedigheid.
kan ek jou sê, ek dink amper nie meer, daar is swaarmoedigheid nie, hoor gou in die sin wat ek dit sê. En as ek nou praat van dit is, ons het rykdom in die wêreld gevind en nie meer in Jesus Christus nie. En dis wat my bekommer is, ons het Christus nie meer as rykdom nie. Ons het die wêreld lief gekry, nou minag ons God. En dis wat my bekommer, daardie tyd was nie so nie. So ons gaan vrugte dra van wat ons spreek. So wat beteken dit om gered te wees? Daar's verskillende vlakke. Jy beerwe die koninkryk van God en jy word 'n mede-erfgenaam van Jesus. Nommer 1, ek beerwe die koninkryk, ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Selfs sal jy gered word uit moeilike omstandighede op die aarde. Wat jou omstandighede ook al kan wees, kan ek vir jou iets sê, God sal jou daarop uitlig, hou moed waarin jy staan. En hier is die ander ding wat my baie bekommer is, wanneer siekte in ons familie kom, wanneer finansiële druk kom, wanneer huweliksprobleme kom, wanneer huise probleme kry, dan begin ons uit mekaar uitspat en ons vergeet van Jesus. In die voortrekker tyd kon hulle nie uit mekaar uitspat nie, want hulle het net mekaar gehad. Dis hoe die woord van die Here sê, bemoedig mekaar. Bemoedig mekaar. Kan ek vir jou maatie sê vanmôre, is God soek dat ons mekaar bemoedig weens sy woord en orde. Dan kom die Here en hy sê in vers 10 Romeine 8 en hy sê, want met my hart glo ons tot geregtigheid en met ons mond bely ons tot redding. Dis wat hierdie mense geglo het, hulle het gebid, hulle het geglo, maar daar's die Jesus die geheim. Hulle het geleef. Die oomblik toe die kruite in die lope gedruk word, gaan kyk mooi na die studie. Wat het hierdie mense gedoen? Hulle het 'n stap van geloof gevat tot redding. 470 bemanning, vroue en kinders ingesluit, teen 10 tot 20.000 impies. Kan iemand vir my sê dat God lewe nie? Al is daar 300 of 470 van ons oor, wil ek vir hierdie land sê, my God is steeds op die troon. Al staan jy teen die suidkant van die see, my God maak 'n weg waar nie 'n weg is nie, 'n pad wat jy nog nooit gesien het. Ek voel ek moes dit sê vanmôre, ek gaan so groot kritiek kry op Facebook. Hier is wat gebeur. 16 Desember 1838, 187 jaar terug vandag. Die voortrekkers het geloof gehad en hulle hart het hulle geglo tot wat? Geregtigheid. Geregtigheid. Kan ek ons vra, as ons sê ons is kinders van die Here, hoe is dit dat julle stil bly oor die ongeregtigheid? Daar's ons 'n nuwe ding wat ons noem media, Facebook, Twitter. Ek weet nie eens wat tweet jy op Twitter nie. WhatsApp, SMS, telefone wat kan bel. Daar was 'n optog gewees hierdie jaar, dat die kerk tot stand moet wees. Weet jy wat breek my hart? Daar was nie eens 2% van ons volk daar nie. Ek wil van 'n kon nie, ek verstaan al die omstandighede, maar nie almal nie. Waar is ons volk wat staan vir ons geloof? Weet julle dat die kinders word vandag gebrainwash in skole met verkeerde lering? Wat nie eers die volle waarheid is nie, alles is 'n leer. Vir baie jare glo ons kinders al in die leer. Maar nou dat hulle ouer word, begin hulle sien en agterkom wat is die waarheid. Want die woord van die Here sê, die waarheid sal altyd in die lig kom waar Jesus is. Kom aan! Geregtigheid. Ons spreek nie eers meer redding nie. Ons spreek meer dood oor hierdie land as iets anders. Ek weet, ek was ook skuldig. Ons ry nou die dag en Wilmer hier, nou is hulle besig om die pad reg te maak. My vrou Rejoice, sy klink soos een van daai chickies, wat noem jy dit, tamboerine in die kar.
Sy so bly die gate word reggemaak in die pad. Ek kyk van sê hulle met die hele pad oor doen, nie die gate nie. Sy soos, ten minste is daar iets besig om te gebeur. Kom ons prys die Here, dat jy nie vandag met 'n padwiel staan nie, meneer Libbe. Onmiddellik begin my wekker te tik. Okay, ons het Virginia en Ventersburg, Kroonstad pad is nou mooi, ons gaan omry. Maar hierdie Riebeekstad pad, ons moet harder bid. Wat probeer ek sê vanmôre? Glo julle dat die Here kan 'n goewerment wat in beheer is, wat nie van God is nie, verwyder, 'n goewerment sê, wat God terugbring in 'n land. Baie gaan nie hou van wat ek sê nie, maar dis hulle saak. Ek gee nie om wat jou ras is en jou naam is en jou van is nie. Ek gee om of jy Jesus as die seun van God bely en geen ander voorvadergeeste nie. Jy nie sal buig vir 'n moslim Bybel en sal buig vir 'n ander afgod en vir 'n Hindu wat kan nie maak nie. Jy buig vir absoluut niemand nie behalwe Jesus Christus van Nasaret, die enigste seun van die Vader. Die enige ware God. En kan ek nog iets sê, daar was bespiegelinge gewees, jy kan gaan studie maak wat hulle gesê, hulle het net geluk gehad in 1838, daar was nie geluk nie, daar was 'n ongeluk vir hulle, God het die geluk gebring, nie per toeval nie, met wete, sy volk het genade ontvang. God wil steeds genade toon. Hulle het met hulle monde oortuiging tot redding gespreek. Oorwinning was gespreek in die belofte wat aan God gemaak was in 16 Desember. As die volk weer kan saamstaan in geloof, spreek in autoriteit, spreek in redding, saam terugdraai na God, sal daar redding plaasvind. Ek het vir julle gesê, toe ons op die toer was, kom ons in 'n dorpie, en hierdie dorp het hoeveel 500 nie, hy kan 500 mense in die kerk van, dis ek reg is, soos die 500 mense optree. Dis nou wel 'n ander denominasie, maar hulle versprei ook die evangelie. En wat my hart gebreek het, is met daar instap. En dis hierdie mooi kerk, en ek gaan sit daai, nou gaan almal weet, en ek gaan sit daai pyporgel aan. Ek blaas so. En ek blaas daai stuk stof van daai orgel af, en hy staan al vir hoeveel jaar, 2 jaar, 3 jaar staan hy leeg. En ek gaan sit daai orgel aan, en ons staan op die balkanie, en die balkanie swing so. En ek sê, Here, al speel ek dit, fly away, your glory, fly. Ek het eintlik 'n video gemaak van daai ding. En ek speel daar 'n liedjie op daai orgel. En ek voel in my binneste wil ek skree. Want in 'n dorp het 'n volk weggegaan. En 'n kerk staan leeg vir die wat agterbly sonder 'n leraar dat die evangelie nie verkondig kan word nie. Ek wil hê julle moet iets sien vanmôre. Die vyand kom met sy voet in die deur, sal enige iets doen om die kerk te keer. Onthou julle het laasweek gesê, hou op klaar, die duiwel gaan ophou om jou te pla. Ons kla te veel en dan gaan hy ons meer pla. Sodra jy hom gaan resistance gee, gaan hy geresist wees en hy gaan van jou vlug. Hierdie volk het nodig om lewe te begin spreek en Jesus terug in orde in sy kerk terug te kry. Die tweede ding is, die kerke wat so teen mekaar staan. Nou ek staan nie saam enige kerk nie. Ek staan saam met die kerk wat Jesus Christus bely as verlosser en saligmaker, wat 'n man sien as 'n man, 'n vrou as 'n vrou, 'n seun as 'n seun, 'n dogter as 'n dogter. Ek staan saam met 'n kerk wat die Here dien in gees en in waarheid. Ek staan saam met 'n kerk wat hom bely as die seun van God. Ek staan saam met 'n kerk wat steeds die werking van die Heilige Gees toelaat. Dis die kerk wat ek saam staan. God het voorwaardes aangaande redding. Glo eerstens in die seun van God. Dis wat 1838 gedoen het. Hulle het nie gegaan en gaan bid in wat naam nie. Hulle het nie gaan bid in die pannekoek lyfie nie. Hulle het nie gaan bid in 'n Hindu nie. Hulle het nie gaan bid in 'n songod nie. Hulle het nie gaan bid in 'n Allah, Vanna, fish and chips nie. Hulle
het geglo in Jesus? Jesus! Kan ek julle iets vra, as julle bang mense measure julle in wat julle glo? Ek is glad nie bang in wat mense my measure nie. Die woord van die Here sê, die maat wat jy my oordeel, gaan jy geoordeel word. So pas op waar jy my meet. Ek is meer geïnteresseerd oor hoe hy my meet. Groei ek of staan ek stil? Ek is meer daarin geïnteresseerd vanmôre. So die eerste ding wat jy moet doen is glo in Jesus Christus. Die tweede ding is, hoop is wat ons het. Wie is ons hoop? Toe Job op die ashoop gesit het, sê daai laaste 4 letters vir my, daar was hoop. Daar was hoop. En die hoop, onthou, hy het nie geweet van Jesus daar die tyd, hy het hom geken as die engel. Die feit dat Jesus steeds in die hemel was, sê vir my, daar was hoop. Die feit dat die Vader steeds sy gees gehad het, wat op 'n tyd op hierdie aarde gesweef het, sê vir my, daar was hoop. Die feit dat die vyand by God die Vader gekom het en gesê, kom ons kyk wat gaan met Job gebeur. En die Here gesê, jy kan alles wat maar in sy lewe kan jy nie vat nie. Sê vir my, daar was hoop. God gee steeds hoop. Ons sit jy vanmôre op 'n ashoop, wil ek vir hierdie volk sê, my God is still the same God of Abraham, Isaac and Jacob. He never changed. Ek het hoop. Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van die mens, die seun, die Jesus van Nasaret, die seun van die Vader, die enige geborene. Hy is, was en sal altyd bly dieselfde, gister, vandag en môre tot in ewigheid. Die tyd geword dat het volk, ek wil hierdie inbring vanmôre, ek het dit nie hier gesit nie. Niemand van ons weet wat môre gebeur. Ek weet as jy moes weet, jy gaan môre doodgaan. Ek sien, daar was 'n man gewees wat sy eie begrafnis gereël het. Hulle het nog gesê, jy gaan sterwe, dit was sy videootjie oral daar rondgeloop. En hoe hy sy grappie gemaak het op die einde, was eintlik vir my hartseer. En jy bring jou eie preek en jou eie begrafnis, en niemand moet hom bring nie, maar daai vulgêre ou grappietjies wat jy so gemaak het, jou graf. Jy sien, ek wil dit reguit sê vanmôre, ons is oppervlakkig. Hierdie volk moet oppervlakkig wees, dit gaan baie wees wat kwaad is vir my, maar dis okay. Ek kan nie God dien, en met my een voet in die wêreld, ek kan doen. Of ek dien die Here, of ek dien Satan. Jy moet kies. Of ek volg Jesus, of ek volg Satan. Wie wil jy dien? Ek wil Jesus dien. Ek wil Jesus dien. Jy sien, ons staan by 'n skoolpartytjie, en dan ek het al van die gemeente gesê. En daar kom 'n boer, stuur sy kinders. Hy sê vir sy dogter, gaan haal jy 'n boetie en sy maats en jou sussie, en sê vir hulle in die plaas toe kom, hulle kan hier by my kom drink. Op 'n Valentynsbal ding, of een of ander bal. Dit was definitief die sokker. Een of ander sokkie ding, en hulle toestemming gevra vir ouers om ek het gedog, ek gaan so dans en al loop dat ek jou vang. Handelinge 5. En weet jy wat breek my hart? Die pa stuur die bakkie, die sussie kom aan ingejaag. Voordat hy bakkie kan jaag sy die skoolveld uit. Op pad plaas tot saam pa verder te kuier. Dink jy dat dit gebeur in die voortrek is dit? Kan ek dit noem vanmôre standaarde? God is 'n God van standaard. God is 'n God van orde, wet en orde. Hoe lank wil hierdie volk nog wandel sonder wet en sonder orde? Ons leef in 'n tyd in die voortrek is 'n tyd dat hulle kinders nie gewiks nie, hulle het van 'n half gevoete. Nou mag jy nie as jou kind voete nie. Schat hom in die kop. Hier rarig nie hoor. Moet nie dit doen nie. Ek probeer iets vir julle uitwys nie. Ek wil net voorbeelde gee vanmôre. Hoeveel van wet en orde wat God die mense gegee het as leiding het ons uitgehaal. Daarom kan ons nie meer onder wet en orde staan nie, want ons weet nie meer hoe om dit toe te pas. Maak dit sin wat ek sê vanmôre? Maak dit sin?
Papa, ek gaan nie by die polisie aangee. Klip dat ons gaan. Maar pas op as ek uitkom by mamma en die byl betaal. En dan doen ons het weer. Mense dat ek is 'n woord, maar ek bedoel ek nie so. Papa is hier, weet papa is hier. Jesaja 29 vers 11 tot 12, en wanneer dit lees, julle ken dit. Hierdie mense het verstaan wat Jeremia 29:11 beteken. Hulle het geweet wat Jeremia 29 is. Ek weet wat gedagtes ek gaan na julle koester spreek, Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan ek julle vra, bid julle nog vir hierdie ongeregtige government? Duidelik het julle 'n leiding gegee, want bid ons, Here, gee hulle wysheid. Nie dit bid nie. Ons op die Here gee nogal antwoorde. Party is baie wys en meer steel. Hulle gaan dalk net meer steel. Jy moet bid en vra, Here, gee goddelike wysheid en verwyder wie die daar moet wees nie, en plaas terug wie daar moet wees, wat sal kyk na elke ras, volk en taal. My kinders gaan in hierdie land groot word. Jou kind gaan dalk die president kan word. Een van julle moet begin staan en hoop, want as God voortrekkers kan red, kan hy hierdie nasie nog steeds red. Ek glo dit met my hele hart, siel, gees en verstand, maak nie saak wat nie. My God is still on the throne. Kan ons 'n amen kry hierdie keer? Kan ons 'n lekker hande klap vir hierdie? Kom maar. Dan kom hy vers 12, Jeremia 29:12, hy sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en bid. Wat gaan ek dan doen? En ek sal na julle luister, sê die Here. Ek sal na julle luister. Ek wonder of luister die Here nog ooit na ons aan. Ek gaan weer 'n vraag vra. Ek wonder of hoor die Here nog ons almal. Ek dink nie almal nie. Maar nie almal leef in sy weer nie. Dis alleenlik hierdie wat glo in hom vir wie hy die guns gaan gee. Onthou julle 3 jaar terug het julle leering gegee. Die wêreld kan nie met die autoriteit en die mag van die Heilige Gees oor jou loop, omdat hy nie 'n kind van die Here is. Jy sit met 'n almagtige krag wat heers oor jou, nie jy in dit nie, dit heers oor jou. Jy het tot staat om dit te kan gebruik wat die wêreld nie het nie. En God kan daardie reddende steeds red. En die ongeredde. Daarom lees ek in Handelinge 16:31, dit kan een persoon vat om 'n hele huis tot redding te bring. Het julle dit gelees? Staan in Handelinge 16:31. En dit kan een persoon in 'n kerk vat om 'n hele dorp tot redding te bring, maar dan moet ons samewerking en sê ons gaan in eendragtigheid staan en hierdie dorp oorvat vir die Here. As ons dis hoekom die Here kom en sê in Judea, dan Samaria en dan die uithoeke van die aarde. As ons hier kan wen, gaan ons begin eskalate buite toe en ons gaan meer vir Jesus insamel vir sy koninkryk. Kan ons 'n amen kry in die huis van die Here? Kyk wat sê die Bybel. Volk van Suid-Afrika, aan wie is ons geloof? Die vraag is, aan wie het die voortrekkers die belofte gemaak en vir wie is die monument gebou? Vir die nageslagte as herinnering. Die gelofte is afgelê aan God van Abraham, Isak en Jakob. Ek sien 'n video die week van 2 meisies. Ek wil dit regtig eintlik hier op hierdie bord sit. Dit is vir my scary. Hulle is ag Here, ek moet dit sê, ek weet mense gaan jou van wat ek sê, maar dit is hele saak. Hulle is Hulle glo glad nie aan man en vrou wees nie. Hulle glo net aan vrou tot vrou. En die een vrou staan uit en sy sê, ek weet nie wat se God die wêreld wil doen, maar my God aanvaar my net soos ek is. En dit slaap my met 'n riet tussen my oë. En ek vra Here, weet sy ooit wie God is, want my God lewe, my God is nie dood nie. My God is 'n God van boundaries. Boundaries. En as jy nie in die boundaries kan wandel nie, gaan God, luister, ek gaan dit in liefde en 'n respekvolle manier sê, jy gaan gepiets word. En jy wil nie daai piets hê wat God op jou wraak gaan toepas nie. Daar kan nie 'n ander God wees. Ek dink as jy dood gaan net gesê, my God aanvaar my soos ek is.
God sal nooit sonde aanvaar nie. Nie eers in 'n volk nie. God soek 'n volk wat skoon staan in eendragtigheid en in liefde en in harmonie, wat staan onder die orde van die kerk. Wat se kerk? Jesus Christus wat gekom het vir sy kerk. Ek het nou die dag vir julle gesê, gaan ek vir 'n derde keer sê, as jy sê ek is lief vir God, maar ek is nie lief vir die kerk nie, het jy 'n moeilikheid, want God gaan kom vir sy kerk. Dis die kerk wat die bruid van die Here is. 'n gelofte is afgelê. Ons vier fees jaarliks ter nagedagtenis van die wonderwerk wat God het plaasgevind het tussen die Zulus en die Boerevolk. 'n wonderwerk van oorwinning deur verwarring en mistigheid. Dit klink soos die verhaal van die mure van Jericho. Ek het nou vir julle gesê, waarom is hierdie gedenkdiens belangrik? Weens dankbare harte vir wat God gedoen het en steeds wat kom kan doen. Ek gaan dit in liefde sê, dan gaan baie kwaad wees vir my, maar dit is so. Dink dit is almal terug in Suid-Afrika toe. En weer het 470 gebring. Wat gaan ons dan sê? Ek moes dit seker nie gesê nie. Ek het dit gesê. Daar's mense wat 'n vrees het. Hulle is bang. I was never made to fear. I was made to overcome fear. Ek was nooit gemaak om met vrees te loop, ek is gemaak om vrees uit hierdie land uit te dryf. Ek gee nie om wie's Palestine en wie's Israeliete gestem nie. Ek stem wat God se woord sê ek moet stem. Nommer 2, my God sal oorwinning bring in Suid-Afrika. Ons volk het mag. Ons sê ons is kinders van God, en dan is geregtigheid in ons. Ons laat diefstal toe. Ons laat moord toe. Ons sê niks. Ek het nou nie begin gesê, julle het media, maar julle sê niks op media. Ek kom agter daai media sommer nonsens, want jou stemmetjie beteken niks. Die dae toe ons petisies gehad het en almal daar voor die hof gaan staan het. Dis wat moet gebeur. Oh, pastor, ek so bang hulle sluit my toe. Kom ons gooi nog. Nee, kom ons het nie op media nie. Hy's nie gaan my hart. Ek het absoluut geen probleem teen geen ras en nasie. Ek het 'n probleem teen die bose magte in die lig. Die woord van die Here sê my stryd is nie teen bloed en vlees en bloed nie, maar is teen die bose in die lig. En wanneer julle die boerevolk, die voortrekkers het dit verstaan. Hulle het geweet waarteen is hulle stryd gewees. Die Here het 'n volk laat sneuwel weens hulle besig was met voorvadergeeste en al die dinge. Weet jy hoe voel dit vir my partykeer? Dat die Here, en ek sê nie hy het dit gedoen nie, hoor net vir my. Hoor uit, moet nou nie sê hy het gesê die Here het sy rug op ons gedraai nie. Die Here draai sy rug op die wat nie na hom wil luister nie. Ek dink is 75%, ek kan verkeerd wees, want die statistiek sê ons is Christene in die land. Is ons Christene in die land as ek na ons lewenstyl kyk? Maak dit sin wat ek vir jou sê, is hoekom antwoord God nog steeds nie, hoekom dinge moet in plek kom op sekere gebiede nie. God is besig om 'n volk te draai, en ek sê net nou vir julle, herlewing, ek het vir die gemeente gesê, ons moet ophou herlewing 1 keer 'n jaar so. Herlewing moet weekliks en daagliks en maandeliks wees, in ons kerk, in ons huis, in ons huwelik, in ons kinders, in ons werke, in ons besighede, in ons menseverhoudings onder mekaar, onder ons kliënte, onder ons vyande. 2 Timoteus 3:16 en 17 ken ons, Matteus 18 vers 19 tot 20 sê, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor sekere sake. Ek weet nie, lyk vir my ons net sekere sake hê, want ons wil net oor sekere goede spraak, oor enige sake. Hoekom praat ons nie meer in die kerk oor dinge wat nie reg is daar buite nie? Kerke loop aan die een kant leeg, want hulle wil hoor wat hulle wil hoor. Dan gaan hulle na die ander kerk toe wat sê, nee man, die Here is okay met dit, kom hierso, kom, jy sit nie by my. Dit kan nie so wees nie, God het nog nooit iets verander nie. Ons wil nie meer die ek weet nie van my nie, van julle nie, maar ek wil die waarheid praat. I don't care if you like me, you don't like me, haal my van jou kalender af en my verjaarsdag ook, dis okay. Stuur my net 'n bossie blomme na my graf toe, dan is ons alright. Hier is iets wat jy moet weet. Hou op mense se guns soek. Soek God se guns. En God gaan die regte vriendekring op jou pad stuur en familie.
Ek hoor iemand het vir my 'n boodskap gestuur, ek luister nog volgens pastoor Dessie 'n boodskap gestuur, ek wil reël dat hy bietjie hier kom preek volgende jaar. Hy stuur 'n boodskap wat sê, die Here gaan mense uit jou lewe uithaal. En vir 'n rede gaan God daai mense uit jou lewe uithaal. Hou op huil daaroor as God hulle verwyder. Julle kan al 20 jaar penne gewees het. Hy het geweet hoekom hy hulle daai tyd uit jou lewe moet uithaal, want hulle gaan dalk net geweer wees. En God soek die beste vir jou. Dis nie dat hy nie die beste vir hulle soek nie. Hy plant hulle weer iewers anders om ook die beste te kry, om te gee of te ontvang. Onthou dit altyd. Dit het tyd geword dat ons as 'n volk toelaat dat God sekere dinge uit ons lewe uit wegskuif en sekere dinge terugskuif vir ons. Kan ons 'n amen kry binne? Ek gaan na die einde wees. Die Here sê, wanneer ons bid, kan ons oor enige saak saam bid. Wat hulle mag vra, dit sal miskien... Okay, ek weet in jou Bybel, ek weet in jou 1 Testament, ek dink dit is hier 83 vertaling in jou Bybel, sê hy, dit sal Dinsdag ten dele val. Staan in jou Bybel so? Ek sê, dat is nie in jou Bybel. Ja, as jou Bybel is, jou NIV, it will maybe be on Wednesday. Nee, hy het gesê, dit sal ten dele val in die wil van my Vader. Maar 2 of 3 moet saam bid. Ek ervaar die Heilige Gees die volgende. Dis wat lekker is van kerk, ek ervaar. Kyk wat gebeur. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, net daar is ek die senterpunt. En wat hulle my vra in my naam, sal ek hulle gee. Halleluja! Weet jy hoekom gaan dit sleg met die volk? Want ons het baie keer mense wat 'n dooie God preek en nie 'n lewendige God nie. Ons glo nie. Kan ek iets oopbreek vanmôre? Ons glo nie meer dat die Here kan genees nie, want ons sien dit nie in die kerk gebeur nie, want hier agter die punt laat ons dit nie meer doen. Daarom glo mense nie meer dat buitekant in die wêreld steeds redding vir hierdie volk kan wees nie. Ons glo nie meer om na iemand toe te gaan en te vra, kan ek vir jou bid nie. Daarom sien ons die werkinge van God en tot eerlikheid en verheerliking van sy naam wat plaasvind nie. Ja, daar op Facebook, moenie waarin ek skree nie. Ek raak nou warm. David kom in Psalm 118 vers 29 tot 30 en hy sê die volgende, hy sê, want U laat my lamp skyn, sê die lamp. Nou ons het lanklaas daai liedjie gesing. Gee my olie. Dit was lank terug. Ek was hier. Weet jy hoe sing ons daai liedjie? Ek sal Pinkster bly. Tot God my kom aan. Wie sê maak my hart opgewonde as 2 susters staan en dans vir die Here. My gebed vir Suid-Afrika is dat elke kerk sal wandel. 'n Kerk moet wees soos die boek van Handelinge, hoofstuk 1 tot die laaste hoofstuk. Dis hoe die kerk moet operateer. Dis hoe 'n land moet operateer. As ons God se Gees het ons oorwinning in hierdie land gekry. Kan ons 'n amen in die lens kry. Daar sê, want U laat my lamp skyn, die Here my God laat my duisternis opklaar, want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n meer. Volk van Suid-Afrika, jou president is nie jou hoop nie, veral nie die een wat ons het nie. Ons gouvernement nog minder. Hoop is Jesus Christus. Tyd breek aan om hande te vat, nie teen mekaar nie, maar saam met mekaar. Ek gaan dit reguit van hierdie platform sê. Hier staan 'n prediker wat 'n gemeente wil aanmoedig om die Here te loof en prys. Ek hoor so rukkie terug op Facebook is 'n prediker wat van my praat. In hierdie dorp, hierdie selfde dorp van daai ou wat sulke goed doen, is nie die wil van die Here nie. Ek sê, Here, slank my asseblief met 'n plastiek baseballbat en ek kry vinnig steur. Hoe kan jy dit sê as jy nie eers my hart ken nie? En jy ken nie eens God se eie hart wat sê, ons moet hom dien en loof en prys in gees en waarheid. Mense kom in kerk, hulle weet nie wat dit is om te loof en prys.
Ons stap in 'n kerk en so rukkie terug in 'n ander dorp, maar ek gaan nie sê dit ek gaan nie nou praat van die ander dorp in die Kaap nie, ek praat van 'n ander dorp. Hy prediker het hier kom preek en hy sê vir my, ons probeer dat ons die gees van die Here aan die gang kry. Hy wil jy saamspeel en sê, ek sê, nee, ek gaan nie saamspeel en sê, maar ek gaan wel dat die gees van die Here werk. En die oomblik as die mikrofoon vat en op daai pulpit gaan staan na agter, toe begin die gees van God werk en mense begin losraak en die Here breek kettinge. En toe daar staan te vra ek, is dit nie wat God wil hê in 'n kerk moet gebeur, dat sy gees nog steeds gerelease word en kan werk in hierdie huis nie. Dis wat God soek, is God soek 'n kerk wat operateer onder die Heilige Gees. Kan ons 'n amen kry in hierdie huis vanmôre? Dit gaan nie oor my nie, ek probeer iets vir jou oopbreek vanmôre. Die voortrekkers kom sê, met ons God loop ons 'n bendestorm van 10.000 tot 20.000 impies. Dan kan sy volk sê, vyand, met ons God loop ons duisende bende storm. Maak nie saak nie, jy kan vandag iemand doodmaak, jy kan oormôre, maar een ding is verseker, my God slaap nie. Hy hou rekord van alles wat van ongeregtigheid is, en geregtigheid sal seëvier, een of ander tyd as die volk wakker skrik, en terugdraai na God toe, en die losbandigheid en die hoerery tussen God en Satan sal stop, want ons is die bruid van een man, sy naam is Jesus Christus. Hy maak 'n weg waar nie een is nie, hy bring verwarring in die vyandskap. Ag, in die vyandkamp, met blinde oë en dowe ore, luister wat ek sê. Suid-Afrika, ons stryd is nie vlees en bloed nie. Matteus 24 sê, daar sal oorlog wees en gerigte van oorlog. Nasies teen nasies, maar een ding is seker, waar God is geregtigheid, eenheid, liefde en vrede. Ons het nodig dat Jesus deel van hierdie land is. Weet jy, die moet eers op die president se wit stoel of die wit huis sit. Wie moet daar sit? Jesus. Niemand anders as Jesus. 16 Desember het gebeur, naby Bloedrivier, KwaZulu-Natal. Geveg teen 470 voortrekkers, gelei deur sterk leiers wat Godvreesende manne was. En die leer met die geskiedenis dat God was 'n Godvreesende man, of 'n Godvreesende God. Eers God se aangesig het hulle gesoek, alvorens hulle kontak met die vyand gemaak het. Klink dit vir jou bekend? Ons maak nie kontak met die Here in ons binnekamer. Ons wil mekaar uitsorteer met die hande, gaan maak kontak in jou binnekamer, dat die Here jou wys wat om te doen. Ons wil ons hande vuil maak, moenie man, die Here bring verwarring in die vyand se kamp. Moet jy niks doen nie, moenie, as mense van jou skinder en praat goed is, wat net die kalender weet en jy nie weet, laat hulle praat. Laat hulle praat. En as mense praat van jou verlede, laat hulle praat. Daar's 'n rede hoekom hulle in jou lewe is om van jou te praat. Want iewers te gaan iemand opstaan en sê, hey, ek het geweet waar hy vandaan kom en waar hy nou is. Maak oop jou oë. Jy wat so lekker skinder, maak oop jou oë. God het iets wonderliks in hierdie ou se lewe gedoen. Kan ons 'n amen kry met dit? Ek probeer jou iets leer. God gaan weer oopmaak. Jy het 'n negatiewe foto nodig vir 'n positiewe foto. Wat daarvan toe ek gedrink het toe ek jong was, ek breek hier daaroor nie, ek praat nie daaroor nie. Dis verby. As jy nog vashou aan my verlede sou weet, by the way, ek was nog nie 3 keer in my lewe dronk nog, en ek het sleg gevoel al 3 keer, en dit was die enigste 3 keer wat ek gedrink het, daarom het ek my dood geskrik. Ek is nie trots daarop nie. Maar ek het vir God reggemaak, ek het besef, laat mense praat. Wat daarvan? Hulle sê nie jaloers omdat ek hom verlief gekry het. Waaroor kla ons oor mekaar? Daar was 'n plan wat Andries en sy bemanning ingestel het. As Oswald leiers wat geveg het teen 10.000 tot 20.000 Zulu-impies. Die voortrekkers het gestaan met 'n plan van geregtigheid en 'n stap van geloof met 'n bemanning van 470 voortrekkers. Hulle het nie gegaan en oorlog gevoer nie, hulle het eers God se aangesig gesoek, God se koninkryk en God se geregtigheid. So God is 'n opteller en nie 'n trapper nie. Ek wil dit vir julle sê, God is 'n opteller en nie 'n trapper nie. 'n domme lamp doof hy nie uit nie en 'n gekrakte riet sal hy nie breek nie. Soos voortrekkers gestaan in Suid-Afrika en die volk van Suid-Afrika, so moet ons staan soos 187 jaar gelede, moet ons staan vir die volgende 187, 188, 189, 200 jaar, gaan ons moet begin staan in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Romeine 10 vers 11 tot 14 sê,
Die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie, maar daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is die Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So daar's baie nasies wat net hoor van Jesus, maar wat nie weet van Jesus nie. Ons doen onder al die nasies nou uitreike. En ek het al gekom wat ek sien van mense wat nie weet wie die Here is, wat scary is. En dan kom ek by plekke wat ek sien, maar hierdie mense verstaan wie die Here is. Hier's mense wat nie afgoderry toelaat en verkeerde dinge toelaat nie. Hulle staan steadfast in God se woord en God se bediening. Onthou julle vir pastoor Kolwana, hy het gepraat soos 'n gebroke Afrikaans, hy's 'n plaasjapie. Plaas Afrikaans, toe hy hier gepreek het, is die kerk so uitgepak, stoel is gepak, want hy staan onder die salwing wat God sê hy sal praat, en hy het in jou moedertaal kom praat, sodat jy kan verstaan wie God is. Dis wat ek noem my broer in die Here Jesus Christus van Nasaret, want hy kom praat wat God op sy hart lê, en hy het nie een keer anders te kom praat nie. Hy sê getuienis met my gedeel en die waarheid van alles wat gebeur het. En die hartseer van alles is dus toe hy dit op die tafel sit. Want ek is iemand wat eers seker maak voor ek met iets gaan doen. Baie keer praat ons wat ander praat en ons doen wat anders sê. Let God be the last witness to testify. En ek wil hierdie vir jou kom sê, laat mense van jou praat. God soek 'n volk wat nie van mekaar praat nie, wat agter mekaar staan, wat mekaar gaan bemoedig. As jy weet iemand is verkeerd, is dit jou plig om op te staan en om te vermaan. Is jou plig om jou medebroer en suster by God uit te kry. Mense gaan vir jou kwaad word. Doen dit in die liefde van die Here, nie om af te breek nie, maar om te bou. Moenie kwaad word nie, stig, bou. Sê bietjie vir jou langs jou, sê bou. Sê as jy met jou voet op my warmplaat nou gestaan het en jy het 'n blaasie, leer 'n les. Dis al waaroor vermaning gaan is, leer 'n les. Nou gaan ek regtig afsluit. Psalm 18 sê Dawid, God het sy skuld aan Dawid gegee tot redding. God se regterhand het hom wat Dawid is ondersteun. God het Dawid se voetstappe rein onder hom gemaak en sy enkel sterk gemaak en dit kon nie wankel nie. Dawid het sy vyande ingehaal tot hulle elkeen selfs hulle vee vernietig was. Dawid het geensins getwyfel nie, sy vyande het God met wonderwerke verbrysel. Die vyande was so verbrysel, hulle kon nie opstaan nie. God het Dawid menige kere gehelp, sy vyande bukkend onder Dawid laat staan. Wie is ons vyande? Die wat geen geregtigheid in hulle het nie. Hulle wat ongeregtigheid toelaat, diefstal, moorde, ek gaan dit reguit sê, plaasmoorde. Daar's baie rasse, by ons op die pad is 'n ander kleurige man wat reguit gesê op die pad van Henneman het gesê, dis vir hom vreesaanjaend om te weet hy moet op hierdie plaas bly. En net agter hom 'n entjie terug het hulle 'n pa en 'n seun vermoor daar by ons in Henneman. En jy sal nie glo nie, ons het saam met hulle maande aan 'n Bybelstudie gedoen. Die oggend by die gym staan, kom Arie by my en hy sê vir my, Boeta, jy sal nie glo nie, maar die oom en sy seun is net verhoor vir oggendure. En dis sulke groot manne, dit vat 3 manne met sulke armpies wat hulle verwoes het. Kan ek vir julle ietsie sê? Mense wat staan vir hierdie ongeregtigheid en stil bly. In Psalm leer ek, as jy iemand sien steel en jy bly stil, is jy deel van dit. Bestaan op. Ek sê nie jy gaan deel wees as jy stil is. Ek sê staan op. Maak jou stem dit genoeg is genoeg. Kom ons kom by mekaar en ons hou op. Kom ons doen 'n bietjie 'n march in hierdie dorp. En ek gaan staan vir die Here. I don't care what the devil is going to do, but I'm going to go back to the enemy camp and take back what he has stolen from me. Ek gaan terug wat hy van jou gesteel het. Ek gaan terug wat hy van hierdie community gesteel het. Ek gaan terug wat hy van jou kinders en jou kinders se kinders kom steel. Dis nou tyd dat ons dit doen. Gee my net 2 minute. Jakobus 5 vers 2. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, nee wees. Hoe is hier vir alles nie in die kerk? As jou vrou jou vraag vir R50 nie, dan kan ek Biltong kry, ja.
En hulle kort sal hy sê vir die skondig, nee, jy het laas maand gekry. En hulle kort petrol vir die kar, ja. Laat jou ja wees vir die orde van die Here. En laat nee wees vir die orde van die Here. Ons het so rukkie terug 'n uitreik gehad in die dorp en ek het die mikrofoon op die einde gevat, ons het 'n paar wat gepraat het. En ek het vreugde in my hart gehad dat ek sien gebeur, hoe God besig is om te operateer in die dorp. Terwyl ek daar staan en ek sien hoe elkeen praat, voor ek gaan praat, sê ek, maar Here, hier staan verskillende rasse, verskillende mense. En ons moet nie skaam wees om Jesus uit te dra daar buite nie. Ons moet sê soos dit is, want net hier binne in hierdie dorp sit 'n blok met drankmense wat draks verkoop aan julle kinders by skole en hierdie omtrek. Mense wat sit in ons kerkbanke. Ons is bang om hulle te vermaan want hulle tiendes is te hoog. Snap! Vat jou tiende, hou jou tiende, ek worry nie, stop om ons kinders te vergiftig. Ek praat van hierdie geregtigheid. God is 'n God van redding. Nie 'n God van verloring. God wil nog so plan is om nooit dat ons verloring moet gaan. Dat ons almal gered sal maak. Kom ons staan ons sluit ons af met 'n gebed. Hoekom is hierdie eed? Wat beteken hierdie eed vir jou en my? Omdat ons ouers 'n eed gegee het, moet ons daardie eed dra. Dis oor ons gespreek. Die gelofte van hulle sal wees, ek sal kyk dat ek op Sondag het, is hier ons pas, dat ek wil net aflees. Die eed is vir ons kinders en ons nageslag.